Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Ons is by ons program, ons gesels oor alles en nog wat. So ja, ons hoop julle het 'n lekker koffiekie beet. Kyk, dit is so lekker weer hier in Stilbaai, Veronica en Jackie, dat ons nie eers net hoef koffie nou te drink en sop nie, nee. Dis waar. Ons begin al amper oorgaan na ijskrem toe weer. Daar sê Leonie, goeiemôre luisteraars. Ekskuus, daar's 'n roomys in my keel. Ja, en welkom weer eens hierso by Radio Fynbos vanuit Stilbaai se eie ateljee. Ja, en so praat ons môre luisteraars. Chantay is weer aan die roer hierso met al die gadgets. Ek wens julle kan dit sien. Regisseur en klankingenieur en dan Leonie en Veronica. En ek is ook hierso en ons praat met ons duisende luisteraars. Nie net in die streek nie, wêreldwyd. Dis hoe ons het mos nou die dag gesê, dis so lekker gesegde gewees. Dis hoekom Radio Fynbos Next Level radiostasie is. Hoe lekker praat ons spog ons met ons radio. Baie dankie vir die platform wat geskep is vir nie net ons area nie. En ons kry nogal heelwat WhatsApps. En dis lekker as julle praat. Ons gaan nou vir julle. Dit was lekker toe ek dan in die winkel instap en vra, waar was jy verlede week? Ja. Dis 'n goeie gevoel. Dit ja, is eintlik 'n kompliment. Dit is daarvoor is ons vir die gemeenskap daar, nee. Ja. Okay, nou terwyl ons nou jy kry sommer dadelik weer ene. Vanoggend luister ek 'n slag lekker saam, dis Isa. Dankie Isa. Ek is bly jy luister na ons slag. Ek het agtergekom as ek so praat, dan voel dit vir my daar's 'n leemte en dit is omdat jy seker weg was. Maar baie welkom Isa. Ons waardeer hoor. Nou ja, en dan ek val sommer met die ek sê dit altyd verkeerd om. Met die deur in die huis. Dis die regte way round, nee. Nie huis in die deur nie. Ja, en vandag het ons spesiale songs wat ons gekry het van Freddy en Antoinette, ek hou aan sê Anne-Marie, jammer vir dit julle twee. Oosthuizen van Stilbaai, twee lekker songs. Julle het geluister na Pretty Belinda wat Chantay vir ons opgesit het net voor die program begin. En ja, dis ek nou aan die verkeerde kant. Jak de Priester, ek was hier. Dis Freddy se versoek en dan Antoinette Oosthuizen se versoek is Dress for Success van Roxette. En dit was vir my so 'n lekker storie toe sy vertel dat dis die Antoinette, vergeef my as ek dit verkeerd gehoor het, maar dis die eerste song wat sy en haar pa saam geluister het. Is dit die en dit is jare terug. Jo, ja, dit is omtrent iets om te onthou. Ja, dis memories. Dis hoe jy memories maak. Goed. Na die lekker reën. Jessie. Ons het nou hier gepraat, die dames het nou gepraat, hier so lekker is die weer buite en so. En dit is lekker, dit is 'n pragtige dag in Stilbaai. Ek het so beklemming in my hart gekry en uit vrees dat die somer alweer terug is, maar ek glo daarom nog nie. Ek is maar 'n winterpersoon. Nou ja, na die lekker reën begin ons sommer met die damme in ons streek net vir interessantheid. Wil julle dames dit vat? Okay, dis myne. Die Korentepoortdam 60,59%. Duiwensokdam is 100,85%. Dis nie uitgeklim. Ja, hy's chokkers. En dan die Olive Grove 70% en ons Jongensfontein 100%. Dan gaan ons oor na die interessante vraag vir ons luisteraars. Ja, ons het laasweek het ons 'n interessante vraag gevra vir die luisteraars en die vraag was, is die kliënt altyd reg? Ja, ons het 'n paar interessante reaksies op daardie een gekry en dan luister ons na een van hulle wat Johan Kriel gesê het. Hy stuur die duim op. George Lombard sê solank die kliënt met hom saamstem, is die kliënt reg. So ja, daar het ons 'n emoji gekry, thumbs up. Dan sê Louise Christie gee 'n interessante antwoord. The client is always right in matters of taste. It's the fool saying, never berate a client's choice. Dis eintlik baie interessant. Ek Louise, baie dankie vir daai een, want dit my laat dink. Die kliënt is altyd reg oor sy keuse. Dis eintlik waarop dit neerkom. Dis die, soos hy sê, dit is eintlik die volle sin wat dit moet lees. En dit het my 'n ander perspektief eintlik gegee.
dat hy altyd reg is. En dan natuurlik Hannes Raubenheimer sê speel muurbal en elke balletjie wat jy slaan sien jy 'n kliënt se gesig wat jou kwaad gemaak het. Die volgende dag is almal weer reg. Interessant, ja. En ek dink ons gaan 'n ander een uitdink en dis lekker as julle so WhatsApp stuur. Ons gaan 'n ander een uitdink en deurgee vir julle en reageer dieselfde. Dis lekker julle. Jy hou nie hierdie. Ja, hierdie een pas by Flora Fynbos. Wie het al gehoor van positief paranoia? Soos ek verstaan is dit dat mense hulle self forceer om positief te wees. Al is daar 'n rede om bietjie negatief te wees. So byvoorbeeld probeer positief bly oor slaggate ensovoorts. Dit is Flora Fynbos se storie. Nee, sy is mos altyd op soek na die mooi agter elke bos. Dis reg. Okay, ja. So dit pas pragtig in. Dit pas by Flora in. As sy die slaggate sien, dan kyk sy maar vir die bos regs of links van die slaggate. En dan sien sy dit kon erger gewees het, want dan kon 'n spoedlokval gewees het so. Baie waar. En dan ek glo sy kyk ook al hierdie baie beroemde dame van ons wat in 'n slaggat geswem het. Politieke dame, nie politieke dame. Wat in 'n slaggat geswem. Daar was so baie water sy dan geswem. Wat is haar naam man wat nou burgemeester word van kandidaat is van Johannesburg, die dame. Ek gaan te by dit kom. Helen. Nee, Helen nie. Ek weet nie. Nee, maar in elk geval. Maar ek seker iemand gaan vir ons dit stuur op WhatsApp. Goed. Nou 'n interessante woord wat ons lanklaas gehoor het. Koggel. Wanneer laas het julle dit gehoor? Jy koggel iemand. Jy koggel iemand, jy terg iemand, jy koggel iemand. Ja, mens hoor dit nie sommer nie. Nee, jy hoor nie. En ook mampara. Daai een het ek in my kinderjare het iemand ag jy's 'n mampara man. Ja. Ek wonder of dit nog steeds gebruik word. Ja, maar ek dink met die menseregte kan dit miskien 'n probleem skep. Ja, dan Wat van die mense wat 'n nuwe werk begin het? Ja. Kyk daar, Veronica. Ek doen dan het ek 'n nuwe werk begin. Ek doen nou voltyds opsporingswerk. Ek spoor gereeld my bril, selfoon en sleutels ensovoorts op. Ek dink dit kom met ouderdom of as jou kop te besig is. Ja, ek dink dit is 'n kwessie van jy is absoluut net te besig. Ja. Kan jy nog dink jy is op soek om iets te gaan soek en dan vergeet jy halfpad wat het jy gaan soek. Ja. En dan moet jy weer van voor af begin soek wat jy gesoek het. Ek kan nie onthou of ons dit 'n paar weke terug gesê het nie, maar wat hulle gesê het jy met die hele jy moet as jy nou jou bril verloor het of iewers gesit het, dan stap jy die hele tyd terug, ek gaan my bril soek. Maar by ons sê hulle dink of ek met myself praat nie. En ek luister ons het ook al daaroor gepraat, ekskuus tog. Kom ons het dit probeer ook, dit help en jy trek tekkies aan wat memory foam het nie. Dit help jou niks om te onthou wat jy te doen het. Ja, ons het hom al gedoen. Ja, toe lees ek oor navorsing wat gedoen is. Dit aktiveer 14 spiere om 'n bottel wyn oop te maak. Ja. Sjoe. Fiksheid is juist my passie en daai is nie ek nie, dis Jakkie. Maar weet julle, ons praat so oor humor, ek wil gou die een inslip. Ek het 'n interessante iets gelees wat sê 'n kreef het mos 'n dop om. En sy binneste groei vinniger as sy dop. En dan naderhand is die dop 'n issue. Tot hy so groot word dat hy dop afval naderhand en hy nuwe kry. Dit is interessant, né, mense? Baie. Maar nou het ek die storie gehoor om daarbey aan te sluit van 'n fauna en flora man wat daar aan die Weskus 'n man vang met 2 krewe by die see. En hy sê, sorry, ek gaan jou beboet. Jy mag nie kreef hê nie. Hy sê, nee meneer, hierdie is my troeteldiere. Jy kan my nie boet oor my troeteldiere. Nee, hy sê, nee, maar hoe kan dit jou troeteldiere wees? Hy sê, wat ek doen is, ek bring hulle elke oggend om te kom swem. En dan vat ek hulle uit. Ek fluit ek, as hulle ruk in is in die see, dan fluit ek en kom hulle terug. Die ou sê, no ways. Hy sê, kom ek wys jou meneer. En hy sit hom in en so na ruk, dan sê die ou, nou wanneer fluit jy vir die krewe? Die ou sê, wat 'n krewe?
Dis op sy voete dink. Ja, flink dink. Nou gaan ons eers 'n liedjie luister of gaan ons aan eers met die komplementêre items. Okay Freddy, hierdie is jou versoek, Freddy Oosthuizen aan Antoinette na die program. Speel ons jou na Antoinette, moenie afsit nie. Laat die mense daar aan jou winkel lekker luister na Radio Fynbos in. Freddy Oosthuizen sin is Ek was daar. Of ek was hier van Jacques de Priester. Mooi song. Daar sê Radio Fynbos luisteraars, ons glo jy het lekker geluister na hierdie song dan van Jacques de Priester saam met ons. Nou as jy op ons Facebookblad gaan kyk van Radio Fynbos, gaan jy sien daar is hierdie sinnetjie wat sê jy kan iets wen. Nou daar is 'n foto van 'n sekere besigheid in die plek afgeneem. En Flora Fynbos was natuurlik daar gewees en sy het hierdie klou vir julle gelos. Flora sê ek het vaal ingestap, wind verwaai, maar ek het gekleed uitgestap. Waar was ek? Nou hierdie besigheid gaan ons later op die lig noem as die mense reg is wie dit is. Het regtig 'n goeie geskenk voucher gegee vir die een. So as jy vinnig gou terwyl ons na die program uitgesaai word, wil gaan kyk na jou Facebookblad, kan jy daar sien. Ons het nou al een gehad wat gesê tuin op die brak en dit was ongelukkig nie tuin op die brak gewees nie. So daar is vir jou nog 'n kans. Veronica, weet jy waar dit is? Ja, maar gaan nie sê nie. Nee, jy mag nie sê nie. En ek mag ook nie deelneem nie, want Nee. ek is by Radio Fynbos. Jy kan nie. Daar sê. As ek geweet het sou ek gesê het, maar ek weet nie. So ek bly dit uit. Maar is dit nie lekker om iets te wen nie? Ja. Regtig, dit is so great. Mense, stuur julle raai skote in man. Raai, miskien kan julle sê dit is afgeneem daar so met die tuig wat maan toe was of so iets. Sê net iets vir ons. Wel, dit lyk amper so iets van. Ja. Maar ja, daar is vir julle nog 'n hint gegee. Maar ons is dan nou by van die komplementêre geskenke af na komplementêre items wat in gastehuise, hotelle of vliegtye en bote gevat word. Dis nou daai suikertjies, daai koffie, daai tee, daai melkies. Weet julle wat doen ek? Wat vir my nogal altyd lekker is. Hierdie suikersakkies. Het mos altyd 'n boodskapie op. Ja. En dit sal ek gewoonlik afneem en vir iemand stuur. Ja. En baie keer al lank daarna, as ek al van daai tafel af opgestaan het, dan is daardie boodskapie nog steeds in my hart. Ja. Ja, maar daar's mooi boodskappe hoor. Baie Ja. mooi. Ja. Ja, jy's reg, ek wil ook nie sê wat ek alles doen nie, maar ek lees die hele pakkie suikers deur. Dit is my so lekker om Of dis wat amper jy een wat kies wat pas by ja, jou. dan smaak dit sommer soeter, nê. Dis amper soos die chappies papiere. Onthou julle die chappies papiere? Ja. Dit you Did you know. know? Het dit gebeur? Nou ja. Nou ja, na vertrek by 'n gastehuis of 'n hotel of dalk aan boord van 'n vliegtuig of 'n boot. Vat jy die oorblywende koffie en suiker, melk, seepies en roompies saam of los jy dit daar vir die volgende gas? Dis die vraag. Watter gratis goed laat gewone mens voel of lyk soos 'n survivalis? Dis 'n nuwe woord vir my gewees daai. Survivalist. Ja, in Engels is dit 'n survivalist. Okay. Ja, survivalist of 'n survivalis. Ek hoop ek spreek hom reg uit. Is basies iemand wat voorbereid is om te oorleef in moeilike situasies. Soos rampe, oorlog, beerdkrag en ekonomiese probleme. Okay. So nou weet ons wat dit ook is. Ja. Okay. Ek het gesê wat dit in Engels beteken. So daai mense hou vas aan ekstra kos, water, batterye, kamptoerusting, medisyne en noodvoorraad. Weet jy, Veronica, dit laat my dink aan iemand wat so 'n hengse handsak het wat ons ken wat alles daarin het. Van pleister tot grandpas tot samboksal. Tot oogdruppels. En dis nou nie jy nie. Nee, dis nie ek nie. Ja,
Hulle sê, daai mense kan ook 'n zombie apokalips. Joe, dis ook vreemde woorde wat ons hier uithaal. Knoop. Nou ja, 'n zombie is 'n dooie of besmette mens. 'n Dooie of besmette mens wat rondloop en mense aanval. Hoe kan 'n dooie mens rondloop? Maar in elk geval. Of besmet. Apokalips is 'n groot wêreldramp of einde van die wêreldsituasie. En daar is maar net 'n bietjie inligting vir as jy meer as een teesakkie saam met jou huis toe vat. En dit is natuurlik jou keuse, ons gaan nou daar verder, maar in die grappie konteks bedoel mens dit tong in die kies. Mens check uit by 'n gastehuis, soos 'n survivalis. Met ander woorde, jy pak al die klein koffie, suiker, melkies en goed en jy doen voorbereiding vir moeilike tye. Nie noodwendig omdat jy lang vingers het of dit dalk nodig het nie. Dink julle nie mense doen dit ook uit om te onthou sentimentele waarde of Kan wees. vir herinneringe? Ja. Ja, dis 'n goeie As punt. jy nou sê in 'n Dubai se hotel was of so iets en dan is daar mos nou op die iets van Dubai wat Dis dit reg. is Ja. of wat ook al en Ek Ja, dink dat aandenkingie. ja, dis nie beledigend nie. ja, Dis meer 'n snaakse manier om te sê iemand maak voorraad bymekaar. Maar ek dink nie almal maak noodwendig voorraad bymekaar as hulle so iets vat by 'n Ja. by 'n plek nie. Sommige mense voel skuldig wanneer hulle dit doen en wonder, is ek nou 'n dief? Het ek nou gesteel? Of net my betaalde suiker, koffie en melkies gevat wat oorgebly het wanneer ek uitcheck, byvoorbeeld by 'n gastehuis of 'n hotel. En skielik voel jy soos iemand wat die land se ekonomie saboteer. Maar daai is ek dink gemik op as jy nou alles wat jy kan Jy by stroop mekaar het. gooi. Jy stroop daai plek, ja. Ja, die melkies in die yskas vir ander gewone mense en logistieke kenners. Nee man, vat dit saam vir die pad. Ons het mos betaal daarvoor. Ja, verskillende. Nou ja, verskillende mense, verskillende idees, behoeftes, gewoontes. Byvoorbeeld, die mense wat alles los uit beginsel en die wat dink as ek betaal het, is daai suiker myne. Dan is daar ook die wat die toiletpapier halfpad oprol en hulle sak en in hulle sak, skus tog, en die wat dink dis cute en byvoorbeeld die klein botteltjie shampoo, handeroom en meer saamneem as aandenking, soos Leonie nou net gesê het, of om vir die kinders te wys, ek was daar. Ja, ek het al in my vroeë jare, as ons so rondgevlieg het, dan het ek 'n klein seepietjie of 'n dingetjie het ek saamgevat en ek het nie gedink ek steel dit nie. Dit was vir my mooi. Het jy dit toe vir die kinders gewys? Ek kan nie onthou nie. Ek het gewonder wat sal hulle dink van jou. Maar wat is aanvaarbaar om saam te vat? Dit is seker nie heeltemal verkeerd of heeltemal reg nie. Dit hang af hoe jy daarna kyk. Van die een kant, jy het betaal vir die verblyf en die koffie en suiker is deel van die diens. Baie mense sê dit is klaar ingesluit. So hulle vat die oorblywende pakkies saam vir die pad. Van die ander kant af, party mense voel dis net bedoel vir gebruik tydens jou verblyf. So hulle los dit uit hoflikheid vir die personeel of vir die volgende gas. So dis 'n 50-50 kan jy amper sê. Niemand weet waar die onsigbare grens lê nie. Jakkie verklein of Vir klein oorbly items soos individuele suiker, koffie en melkies, gaan die meeste mense dit nie as verkeerd sien nie. Dis meer 'n persoonlike gewoonte en beginsel ding as 'n harde reg of verkeerd saak. En dan kry jy daai internasionale vlugmentaliteit. Ek het 11 uur in ekonomiese klas oorleef. Ek verdien hierdie ekstra pakkie grondboontjies. Eintlik snaaks hoe mense se moraliteit verander sodra iets gratis lyk. Okay, wil jy Leo? Ja, ons het nou 'n aangename onderbreking hierso.
en ons het vir Flora Fynbos raak geraai. En dit is dan Susan Blau, wat gesê dit is by Hair Palace, en daarmee gaan ons vir Chantay vra om net 'n drommeklap te gee daar. Susan Blau, ons gaan dan nou op jou voucher jou naam skryf en ons gaan dit vir jou by Hair Palace los van Radio Fynbos se kant af. En baie dankie dat jy deelgeneem het. Ja, en jy sal ook mooier by uitstap, dit kan ek vir jou verseker. Maar dankie vir julle deelneme. So daar het ons eerste wenner. Goeie werk, Susan. Baie geluk, Susan. Susan, geen wonder, ek het nie geweet waar dit is nie. So, ja. Volgende keer, ja, volgende keer moet ons 'n foto neem in 'n garage of so iets, of wat dink julle? Dat die dames 'n bietjie, Johan, ek hoop jy het geweet, Johan Blau, Susan se man. Of het jy vir haar gesê? Goed, ons gaan aan. Dit is 'n lekker speletjie. Dit is lekker om iets te kry en glo my, dis 'n lekker uitstekende prys wat jy wen, Susan. Ons is terug op die vliegtye en op die bote en so aan. 'n Voorbeeld van klassieke goed wat mense saamvat is die klein kombersies, die oorfone, die sokkies en die gratis toiletsakkie, tandeborsels, mini tandepasta, daai piepklein roompies wat niemand ooit by die huis gebruik nie. Ja, maar daai, jy weet, ek is skuldig aan in die sin van ek het altyd die toiletsakkie saamgevat. Ja, maar hy is 'n Is 'n giveaway, ja, ek is 'n weet, maar dis 'n giveaway. lekker, jy weet, veral daai wat van leer, joh. Ja. Ek dink ek nou nog een daar. Ja. Ek weet nie, ek wonder hoekom het ek hom nou nog. Komplementêre toiletsakkie en eenmalige items is gewoonlik bedoel om saam te neem. Maar die kussings en die kombersies, nogal met die lugreder se embleem op en veiligheidstoerusting is definitief nie. Ja, en so ook, ek onthou daai jare, so ook die eetgery met die embleem op. Los dit maar daai hele, dit is van die lugredery sin. Ja, dit is nie verwegvat nie. Ja, ek het al gesien nog kom glase in met 'n lugreder se naam op. En dan wonder ek hoe, as jy nie bang daai glas breek nie. Ja, daar by Ots en Ens, wat jy Ja. dan verkoop die mense dit Kom daar. dit in wat ek noem 'n badge. Ja. En dis tog vir my lekker om te sien, ek onthou hierdie glasie. Ja. Nou by die huis koop niemand hotelseep nie, maar op 'n vliegtyg, dan is daai seepie goud werd en voel daai min volgeroompie soos 'n trofee. Mini volgeroompie, ekskuus tog, soos 'n trofee van oorlewing. Myne, joune, of wie se nou reg? Ja, daai ene wat jy nou begin lees, dit is deel van 'n versie, kan jy amper sê. O. So ek weet nie, Leonie, het jy nog 'n boodskap vir ons of? Nee, Okay. nee, ek het nie 'n boodskap nie. Ek is nog net steeds besig om vir Susan Blau geluk te sê. O, okay. Nou ja, ek gaan hom gou vir julle lees. Myne, joune, of wie se nou regtig? By die gastehuis staan ek stil met koffie, suiker, pure wil. Die seepie wink, vat my saam. En die melkies fluister sag my naam. Jy het mos klaar daarvoor betaal, sê oom Koos trots by die kamerdeur. Maar tannie Sari frons weer styf. Los iets vir die volgende lyf. Ja, pragtig. Weet jy, ek het nou eendag so, ekskuus dat ek breek bietjie weg, ek het nou so eendag 'n nuusberig geluister of iets geluister wat die Wimbledon spelers, baie van hulle mag nie, maar hulle vat die handdoek saam wat hulle so toe het hulle nou gesê, ek dink hulle gaan 'n chip insit dat die ou nie die handdoek kan saamvat dat hulle op die baan gebruik nie. Maar ek dink hulle mag maar dit gebruik. Hulle speel nou maar toe. Ja, nee, hulle doen. Okay, nou gaan ons na van die bekendste snaakse voorvalle en tendense. Hotelle wêreldwyd sê en handdoeke is een van die mees verdwynende items ooit. Party plekke het selfs grappige bordjies opgesit soos: ons handdoeke hou van vakansie, maar bring hulle asseblief weer terug. Ja. Okay, ja. okay. Cruiseskepe, vakansiebote het glo gereeld mense wat ekstra toiletrolletjies vir die kajuit opgaar. Mini shampoos, 'n handbagasiedruk, 'n buffet servette gebruik om snacks vir 'n later weg te steek.
Ja, kyk, as dit 'n papierservet is, kan ek Ja. wel verstaan, maar jy om die lapservette te vat, is vir my 'n bietjie 'n ander ene. Ja. En dan was daar ook hotelle wat begin het om die haardroërs vas te ketting. TV remotes te Yes. merk en selfs die kussings te chip, omdat mense dit saamvat. Ja, by party bungalows, ekskuus tog, het ons dit gehad wat as jy die remote het, dan betaal jy 'n Ja. deposit en dan kry jy hom en as jy hom terugvat dan Ja. nog gee jy jou deposit. Maar werk remotes dan op alle ek meen as Wel, jy is per hierdie kamer of per Nee, maar wat ek vallei. bedoel, as jy 'n remote vat in 'n hotel, Ah. kan jy hom by jou huis gebruik of 10 teen 1 is dit dieselfde maak is. Ek weet nie, ek is te dom. Een hotelgroep het glo bereken dat duisende lepeltjies per jaar verdwyn. Nie groot diefstal nie, maar net mense wat dink, ag, dis mos maar net 'n lepeltjie. Maar 'n lepeltjie en 'n teelepeltjie, ons gaan nou nie in daai lyn in nie, maar Ja. dit is 'n ding wat jy kry daagliks iemand wat teelepels kom soek, Ja. want hulle teelepels raak weg. En toe ek 'n kind was, het ek met die groot lepels in die sand gegrawe, nie met die teelepels Ja, nie. nee, So mens definitief. Nee. verstaan nie daai ene nie. Maar hierdie een, ekskuus tog. Hierdie een het my laat dink en dis 'n ware storie. American Airlines was op 'n kol besig om geld te spaar. En een ou het vir hulle gesê, gee een olyf minder vir elke ete. Dis al wat julle doen. Net een. Net een. En hulle het daar $3 miljoen gespaar. Liewe Vir genade. 1 miljoen. Een Ja. olyf minder. Ek weet nie presies dit seker nie eens agtergekom. Nee, hulle sou nie. Ja, interessant. Behalwe as daar net 2 olywe is. Ja, of dan net een was. As daar net een was. Ja, dan 'n natuurlike en klassieke minibar storie. Iemand drink alles, vul die botteltjies weer met water. Dis dan 'n cheat Dag code. nooit. Sorry. Ja. En dink niemand gaan dit agterkom nie. Dis eintlik universele menslike gedrag. So iets klein, netjies verpak en gratis. Sodra so iets klein, netjies verpak en gratis lyk, verander gewone mense in amateur versamelaars. Ja. En dan vandag minder as gewoonlik as gevolg van die rookverbode wet verdwyn asbakkies steeds uit restaurante, hotelle ensovoorts, omdat mense dit versamel. Ja, versamelaars. Ja. So Antoinette Oosthuizen, jou song gaan nou speel na hierdie program. Moenie afsit nie. Freddie, dankie dat jy deelgeneem het saam met jou dogter. Dis vir ons lekker. Nou ja, van my kant af, julle twee dames en ons regisseur. Lekker dag luisteraars en kyk uit na ons volgende vraag. Reply. Kyk uit na die volgende En die heruitsending Vrydagmiddag dis 4 reg. uur. en die podcast daarna. Hoe extra level is dit? Lekker bly, mooi loop. Daar sy en julle kan ook uitkyk dan nou vir die volgende kompetisie wat op Radio Fynbos se Facebookblad gaan wees. By watter plek is Flora Fynbos volgende keer? En ons gee weer 'n voucher weg. Bye for now. Ons gesels oor alles en nog wat. Saam met Jackie Woensdae om 11:00. Ons praat oor als jy kan nie mis. Elke Woensdag 11:00 skerp, Leonie en Jackie met ons klank.